Goeiedag Suid-Afrikaners, dit is dag 16 van lockdown. Ja nie, April is nog ver, maar ons gaan daar kom. En dan gaan ons die einde van April, gaan ons sê, hey, het ons hier deurgekom, het ons deur hierdie moeilike tye gekom, en ons gaan die kurve flatten en uitwas. Ons gaan corona onder die knie kry. Mense vandag was baie rustig. Ek het weer vanoggend bietjie na Pick n Pay toe gegaan en daar was glad geen lyne nie. Ek het reg ingestap, reg in die winkel. Daar was nie eens baie mense binne in die winkel nie. Natuurlik het baie mense met, nie almal nie, baie mense met maskers geloop en sommige met gloves geloop en ons het vir mekaar pad gegee. As die een kom, mag gee die een vir die ander 'n pad en dan kry ons net wat ons kry en gaan betaal en ons weer uit by die winkel. So, dit is dag 16. Kyk my video oor hoe die lewe en hoe dinge in die lewe verander. Baie dankie. Goeiedag Suid-Afrikaners. Man, ek wil vandag met julle praat oor items wat in my lewe vroeër belangrik was, maar vandag gebruik ek dit nie meer so gereeld nie. Daar's een item wat ek feitlik elke dag moes gebruik het. Jy weet, en as ek dit nie gebruik nie, is daar moeilikheid in die huis waar ek groot geword het as 'n kind. Want dan kan niemand eet nie, daar kan nie warm water opgesit word nie, die huis kan nie warm gemaak word nie, as ek hierdie item nie die dag gebruik word, maak nie. En ek moet al na skool af my huiswerk eers klaar gedoen word en na my huiswerk moet ek sorg dat ek met hierdie taakie begin. En die taakie natuurlik is, ek moet die byl gebruik om hout te gaan kap of hout te gaan haal. En die hout en die byl word gebruik om die koolstoof aan te hang. Jy weet, die koolstoof moet natuurlijk vroeg aangeskakel word. As jy natuurlijk, jy moet jou hout by mekaar kry, of as daar nie hout is, moet jy gaan hout koop, en dan moet jy die hout bring tot by die huis, in klein stukkies opkap, net om die vuur te begin, en later sit jy dan stuk in die koolstoof, om die vuur dan warm te maak, en dan hierdie vuur maak dan die koolstoof warm, en die koolstoof maak dan die huis warm. So in 'n winterdag is dit baie lekker om hierdie koolstoof. En so dis hoekom ek hierdie byl baie gebruik. Maar soos die lewe aangaan, het ons moes nou aanbeweeg van 'n koolstoof na 'n gasstoof, na 'n elektrische stoof, waar jy nie meer so baie die byl gebruik nie. Jy gebruik die byl nou net nou en dan wanneer jy braai, dan sal jy die byl gebruik om die braai aan te skakel en aan die gang te kry met die byl en die hout. En dis een van die items wat stadig maar seker uit my lewe uit pad gegee. En die ander item wat ook nie so baie meer in my huis gebruik word nie, is natuurlik naald en gaar. Ek kan nou as kind, het my ouma my altyd geroep om hierdie gare binne in hierdie naald in te sit. Jy weet, as ek nou kyk met my eie oë in die brille pragtig, maar ek kan dit nie eens raak sien nie. So ek kan verstaan hoekom my ouma my altyd geroep het, ek moet dit kom insit. En dan sal ek nou natuurlijk, baie trots sal ek nou natuurlijk die gare hier binne in die naald insit en dit vir my ouma gee. My ouma sal nou natuurlijk knopies wat afval, regmaak, 'n soem wat uitgekom het van 'n broek of 'n hemp of iewers, sal sy dan regmaak, of iewers 'n skeer of 'n winder van 'n broek sal sy dan regmaak met die naald en gare. My vrou gebruik het so nou en dan, maar my dogter glad nie. Sy het selfs vir haar ouma gevra, om vir haar te wys hoe om vir haar 'n rok te maak met die naaimachine, en natuurlijk hoe om het te werk met 'n naald en gare. So hier's items wat stadig maar seker uit ons lewe wat elke dag gebruik word, op meeste van die tye gebruik is, word nie gebruik nie, want hierdie, my vrou het so nale blikkie met naald en gare
en spelle in wat ons iewers in 'n kassie in 'n rakkie hou. En hierdie word baie min gebruik. Ek kan nou as kind het ons hom baie gebruik, maar is daar baie van 'n krisis wees en dan sal ons hom nou uithaal en dan sal ons hom gebruik. Nou wat ek probeer sê, hoe dinge verander in ons lewe is net, hoe gaan ons nou na April ons lewe moet aanpas? Na April wanneer ons hoop die coronavirus onder die knie gekry het en dan ons weer aangaan met ons lewe. Hoe gaan ons dan aanpas? As iemand hoes, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons respond? As iemand verkoue het, hoe gaan ons hoes? Hoe gaan ons respond met iemand verkoue? En hoe vinnig en hoe ernstig gaan ons probeer hy verkoue gou onder die knie kry? En hoe sommige mense verkoue gaan misbruik. So verkoue van na April gaan met 'n totale ander oog gesien word en hoe ons as mens dan aanpas en hoe ons dan siekte ook aanpas en hoe ons geheue aanpas, hoe ons gereeld ons hande gaan nou was, hoe ons leer om nie so gereeld in ons gesig en ons oë en ons monde te vat nie. En gaan ons nou van nou af na die April, gaan ons mekaar groet met die hand, gaan ons probeer 'n meter van die volgende persoon aan weghou. Hoe gaan ons lewe na April aangepas word? Hoe gaan ons dinge met 'n ander oog sien? Maar soos die mens maar altyd is, die mens pas aan en die mens gaan voort en einde van die jaar, 'n jaar of 2, gaan vergeet ons van die coronavirus en dan gaan ons terug na ons ou manier van dinge doen en tot ons eendag hoop nie weer so aangeslaan word deur 'n krisis en dan pas ons maar net weer aan en dan gaan ons maar net weer aan met ons lewe. En dit is my storie vandag, hoe die mens die lewe aanpas en wat vir hom belangrik vandag is nie noodwendig vir hom belangrik môre en dag na daai nie. Baie reg, Suid-Afrikaners, dit was dag 16 van lockdown. My video is klaar en kyk dit na dit en geniet dit en lewer kommentaar. Ek wag nog steeds vir die gedigte. Enige ene wat 'n opbeurende gedigte het, net vir die volk aanmoedig vir die tye wat hulle by die huis is, stuur aan en ek sal dit voorlees. Geniet die dag verder en moenie vergeet nie, was gereeld jou hande, moenie so baie in jou gesig en jou oë vat nie, en as jy moet uitgaan, sit 'n masker op, sit glas aan, was hom gereeld en hou asseblief plus minus 'n meter om jou, hou die mense weg van jou plus minus 'n meter van die kant, 'n meter aan die kant, voor en agter. Probeer baie hard. Ek weet in die winkels is dit moeilik, maar probeer. Laat ons, dit is 'n nuwe manier van lewe. Probeer. En môre dan verander. Dan gaan ons maar weer voort met ons lewe soos dit voorheen was. Mense, geniet die dag en alle voorspoed.